Vanaand, president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se verhouding met die FSA is weer op dreef. 9,8 miljoen huishoudings ontvang maatskaplike toelaas. En die Suid-Afrikaanse branderplankryer Jordy Smith is op koers vir 'n eerste wêreldtitel. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa sê betrekkinge tussen Suid-Afrika en die FSA is weer aan die gang. Die president het vrae beantwoord in die parlement en LP is meegedeel dat sy afvaardiging na Washington DC wel slaag behaal het. Volgens Ramaphosa was die 3 doelwitte van die werkbesoek die hervorming van die verhouding met die FSA en besprekings oor die G20-beraad en beleggings. Ramaphosa sê die Withuisvergadering was nodig, siende dat die verhouding met die FSA sodanig verswak het dat daar geen betrokkenheid tussen die lande was nie. There had hitherto been a process of disengaging, where we were no longer really engaging at a government level to deal with issues that governments normally deal with on an ongoing basis. In antwoord op 'n vraag oor maniere waarop Suid-Afrika sy hulpbronne kan gebruik om beter ekonomiese groei te skep, het die president sy verbintenis uitgespreek tot bestaande beleid. While it is always good to review existing policies against national priorities, there is no intention at this stage to reform the current mineral royalty regime as it is seen to work. Ramaphosa sê die regering van nasionale eenheid is verbind tot die verbetering van die land se ekonomiese groeikoers. In the 7th administration, the process has to be every department must look at its regulatory framework and those regulations that militate against growth, those regulations that impede our growth movement forward quickly should be reviewed. Sommige LP's is van mening dat dit na meer as 3 dekades sedert die demokratiese oorgang hoogtyd is om van rasterme ontslae te raak. Ramaphosa het te kenne gegee dat die terme problematies is en dat alle Suid-Afrikaners aanspraak op die land het. Die president sê egter dat rasklassifikasie nuttig is om vordering met geskiedkundige regstelling in die land te pyl. Ramaphosa reken rasklassifikasie is van pas totdat gelykheid bereik is. Intussen het die president 'n beroep gedoen op die privaat sektor om die bedrag aan te vul wat die regering wil belê in infrastruktuur. Die regering het beloof om 1 biljoen rand, oftewel 1000 miljard rand, te bestee op infrastruktuur oor die volgende 3 jaar. Ramaphosa was die hoofspreker by vanjaar se volhoubare infrastruktuur ontwikkelingssimposium in Kaapstad. With the 1 trillion rand that the minister has announced, I want us to quadruple it. I want 4 trillion rand. And the other 3 trillion rand must come from you as the private sector. Volgens Ramaphosa neem voorsiening vir infrastruktuurontwikkeling die vinnigste toe in die begroting, omdat die uitwerking daarvan uitkring in 'n ekonomie. Good infrastructure will boost trade as well and will reduce the cost of doing business. This is essential as we open up to the advent of the African Continental Free Trade Area, as this will enable us to trade with ease with our sister countries on the continent, representing a market of 1.3 trillion rand. Die president het opnuut beklemtoon dat die regering van nasionale eenheid steeds staande is, ondanks die DA se teenstand teen grondonteiening sonder vergoeding. The issue of expropriation, where the views of everyone are heard, and even as it may come to, say, for instance, expropriating without compensation, it will have gone through a long process, a process that will involve the judiciary, but it will also revolve around specific areas or parcels of land, for instance, where the owners
are no longer, available or around, where there's a lot of money that is owed and so forth. Ramaphosa het hom reeds verbind tot hervorming van die regulasieraamwerk vir openbare private vennootskappe. Inwoners van Gauteng moet hulle gereed maak vir wateronderbrekings oor die volgende 2 maande vanweë Randwater se instandhoudingswerk wat van dese week begin. Die eerste fase begin vroeg donderdagoggend. Die nutsmaatskappy sê terwyl sekere munisipaliteite sowat 30 uur sonder water sal wees, moet ander hulle voorberei vir 4 tot 5 dae. Randwater het in die 2024-2025 boekjaar ongeveer R400 miljoen aan instandhouding bestee. Randwater sê hy hoop die instandhouding aan sy stelsel sal voor Augustus voltooi wees wanneer die waterverbruik begin toeneem. Inwoners van dele van onder meer Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni en Midvaal moet hulle voorberei vir lae waterdruk en tydelike wateronderbrekings in die tyd. Die werk aan die waterstelsel sluit onder meer die vervanging van watermeters, herstelwerk en verpligte instandhouding in. Dit is beplande instandhouding wat jaarliks uitgevoer word wanneer die wateraanvraag laag is. As soon as maintenance is completed, we will still have to bleed lines. Our municipalities will need to do so. Some are independent on water levels in the reservoirs, so it will take time. Die instandhouding is noodsaaklik vir die langtermynveiligheid en instandhoudenheid van Gauteng se watervoorsieningsstelsels. Volgens Randwater sal die werk na voltooiing die provinsie ook daagliks van 'n bykomende 600 miljoen liter water voorsien. Randwater sê hy het wyd met die onderskeie munisipaliteite gekommunikeer oor die verwagte wateronderbrekings en dat hulle gereed is. Die Waterraad het die versekering gegee dat die water nooit heeltemal afgesluit gaan word nie en 'n beroep op inwoners in Gauteng gedoen om water spaarsaam te gebruik. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het parlementslede verseker dat daar niks onheilspellend is oor die voorgestelde aanpassings van die ekwiteit-ekwivalente beleggingsprogram en lisensiering in die inligtings- en kommunikasiesektor wat in die Staatskoerant gepubliseer is nie. Dit na berigte dat die wysigings ten gunste van Elon Musk se Starlink satelliet-internetdiensverskaffer gedoen is. Starlink vorm deel van Musk se SpaceX maatskappy. Hy het beklemtoon dat die beleggingsprogram deur die wet op breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging voorsien word en nie deur hom of sy departement geskep is nie. Minister Malatsi sê daar is geen verbintenis tussen die voorgestelde beleid wat in die Staatskoerant gepubliseer is en Elon Musk se maatskappy nie. Hy het ook bygevoeg dat geen spesiale reëlings daarvoor getref is nie. I'm pretty clear that transformation is sacrosanct in our country, that it's a non-negotiable in order for the country to achieve its aspirations, but most importantly, to live to the provisions of the BEE Act as it was articulated and envisaged. So we are not attempting to open a special dispensation for Starlink or any other company or an individual. Maar parlementslede is nie daarvan oortuig nie. As the EFF, we are going to challenge this unconstitutional proposal, not only in Parliament, but we'll make sure that we explore all legal mechanisms, because we are not about to accept a situation where our laws are written in Washington. This policy directive is not correct to be proposed under the current circumstances that the transformation agenda of the GNU that we represent. Minister, you are at pains to explain the inexplainable in our view. The clandestine unilateral approach that you took in providing this policy directive is for us very bizarre and very abnormal. Hy het egter ook ondersteuning gekry. Unfortunately, we came here with closed, and let me not put it that way, we came here with some intentions and we are not going to move. I think whatever the minister does, there is never going to be a correct answer. Malatsi het LPS verseker dat die tydsberekening bloot toevallig is, want die proses het reeds verlede jaar begin. I made the point earlier that when we communicated on the policy directive, the timeline we were aiming and working with was to finalize the policy direction process
by mid-June. Die sperdatum om kommentaar oor hierdie konsepbeleid in te dien is 7 Julie. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. In Tongaat in die noorde van Durban is die beseerde bestuurder van die bus wat vanoggend op die R102 verongeluk het onder polisiebewaking in die hospitaal. 3 mense is dood, 6 ander passasiers is ernstig beseer en nog 9 het ligte beserings opgedoen toe die bus deur busreëlings gebars en op 'n rivierwal beland het. Daar word beweer dat die bus teen 'n hoë spoed gery het nadat die voertuig se remme meegegee het. 4 van die 8 beskuldigdes wat verbind word met die verdwyning van die joernalis Aserio Ndlovu en sy lewensmaat Zodwa Mdudli het in die KwaMhlangu Landdroshof in Mpumalanga verskyn. Samuel Mogongwe, Lucky Sekosana, Selo Uwane en Tatu Madisha het verlede week in die hof verskyn. Beskuldigde nommer 1 en 2 het hul borgtog aansoeke laat vaar. Die saak is tot 20 Junie uitgestel vir verdere ondersoek. Die ikoniese akteur Presley Chweneyagae is in die ouderdom van 40 oorlede. Sy sterfte was vanoggend deur sy agentskap MLA bevestig. Chweneyagae, 'n boerling van Mahikeng in die Noordwes, het vanaf 10-jarige ouderdom dramaklasse geneem waarna hy in teaterstukke begin optree het. Hy het egter bekendheid verwerf vir sy hoofrol in die plaaslike fliek Tsotsi, wat die Oscar-toekenning vir die beste buitelandse rolprent in 2006 gewen het. Chweneyagae het meer onlangs bekend gestaan as Cobra of Mokwepa na sy rol as Tusu Cobra Mokoena in die bekroonde One Magic telenovelle The River. Die veteraan-omroeper Darren Scott is vanoggend oorlede. Hy het 'n lang stryd met melanoom, 'n soort velkanker, gevoer. Huldeblyke het op sosiale media begin instroom vir 61-jarige Scott nadat die radiostasie waar hy gewerk het sy afsterwe bekend gemaak het. Hy was vir 40 jaar in die radiobedryf en het vir verskeie radiostasies gewerk. Sy naam is onlangs in die Radio Awards se heldesaal ingesluit. Aansoeke om erkenning vir Khoi en San tradisionele leiers sluit donderdag met dreigemente van regsaksie wat reeds gemaak word. Khoi en San leiers beweer die vereistes vir erkenning is onregverdig in vergelyking met ander gemeenskappe soos die isiXhosa en isiZulu gemeenskappe. Sommige het gedreig om die konstitusionele hof te nader vir 'n verklarende bevel. Sowat 138 voorleggings van die verskillende Khoi en San gemeenskappe is ontvang, meestal uit die Wes- en Oos-Kaap. Die bewys van geskiktheid was omvattend en het handtekeninge en bewyse van bevordering van kulturele praktyke onder andere ingesluit. Die regering erken die Nama, Griqua, San, Korana en die Kaapse Khoi as deel van die gemeenskappe wat erkenning kan soek. Dis driedelig. 1, jy moet aansoek doen as 'n tradisionele senior leier. Tweedens moet jy aansoek doen met jou chiefs onder jou hoofmanne aansoek doen en dan derdens moet jou gemeenskappe ook saam met jou aansoek doen. Nou dis 'n hele proses want wat gebeur Ulrich is, hulle het 'n standaard vorm wat jy moet invul. Nou al die inligting kan nie ingevul word op die standaard vorm nie. Ander leiers sê die proses was onregverdig, wat daartoe gelei het dat hulle nie om erkenning aansoek gedoen het nie. Nee, ek het nie aansoek gedoen nie. Omdat ek van mening is dat leierskapposisie in die Nama gemeenskap tipies deur tradisionele prosesse bepaal word en dan word dit bloot deurgegee vir kennisname aan die regering en die verskillende departemente. Regsaksie is op hande. Ons wil van die standspoor af sê dat hierdie wetgewing is ongrondwetlik, dat IFNASA as heidaglik besig met voorbereiding om na die grondwet hof toe te gaan vir 'n declaratory order. En ons gaan binnekort ons dit publiek maak, maar dit is nou al reeds uit. Ons gaan hierdie wetgewing nooit steun nie. There is no nation or ethnic group in South Africa that is currently recognized, which has not gone through the process of scrutiny.
Some of them are even in court as we speak. So I always hear this unfounded distortion of facts. All that we are saying is, if you believe that you are authentic and legitimate, bring your application. Die regering sê sodra aansoeke donderdag sluit, sal 'n kommissie wat die aansoeke moet ondersoek met sy werk begin. Hulle hoop om al hierdie finansiële jaar reeds erkenning te gee aan Khoi en San tradisionele leiers. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Net hierna kyk ons na die uitslag van Statistieke Suid-Afrika se jongste huishoudelike opname. Bly by ons. Welkom terug. 9,8 miljoen huishoudings in Suid-Afrika ontvang maatskaplike toelaas omdat al minder mense 'n gereelde salaris verdien. Die inligting is vervat in Statistieke Suid-Afrika se jongste huishoudelike opname wat vandag bekend gemaak is. Die opname word jaarliks gedoen om die lewensomstandighede van Suid-Afrikaners te meet. 'n Toenemende getal Suid-Afrikaners is afhanklik van maatskaplike toelaas of trek voordeel daaruit weens die land se hoë werkloosheidssyfer. Volgens Statistieke SA het die persentasie individue wat die toelaas kry van 12,8% in 2002 tot meer as 40% in 2024 toegeneem. The percentage of households that considered social grants as their main source of income increased steadily from 21.3% in 2009 to 28.8% in 2020 before falling back to 23.8% in 2024. We will remember that in 2020, that is the year that we had COVID and measures were put in place by government to provide grants that would cushion members of the public from loss of income. 'n Positiewe verwikkeling is dat meer mense toegang tot verbeterde waterbronne het. Die opname toon ook dat die meeste huishoudings toegang tot elektrisiteit het, maar dui nie aan hoeveel daarvan onwettige toegang is nie. Volgens die inligting gebruik sowat 75% van Suid-Afrikaners staatsklinieke en hospitale. Die meeste mense met private mediese versekering is in die Wes-Kaap en Gauteng en die minste in Limpopo en KwaZulu-Natal. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Ons kyk net hierna na Suid-Afrika se Jody Smith wat die branders met sy branderplank in Perth getem het. Bly by ons. Die Suid-Afrikaanse branderplankryer Jody Smith is 'n stap nader aan 'n eerste wêreldtitel. Die 37-jarige van Durban het die Wes-Australië Margaret River Pro naby Perth gewen. Hierdie is Smith se tweede toernooireekstitel vir die seisoen. Smith het die Amerikaner Griffin Colapinto in die eindronde geklop en sodoende sy eerste plek op die Wêreldbranderplankliga ranglys verstewig. Die Suid-Afrikaner het sy rekening geopen met 'n 8,5 telling met sy kenmerkende styl wat deurlopend te sien was. Colapinto daarteen het 4,83 behaal met sy eerste brander wat hy getrotseer het, waarna hy nie weer 'n telling kon byvoeg nie. Smith was die voorloper se geeltrui dra by sy volgende kompetisie by Trestle, Suid-Kalifornië, waar hy in 2014 en 2016 geseëvier het. Daarna neem Smith in Jeffreys Bay in die Oos-Kaap deel, waar hy ook 2 keer van tevore gewen het. Die kaptein van die Sharks se rugbyspan, Eben Etzebeth, sê na 4 seisoene in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die span sy voete gevind. Die Haie berei voor vir sy tuis kwartfinale Saterdag teen die Ierse span Munster. Etzebeth verwag 'n gelykopstryd waar klein verskilletjies die deurslag kan bied.
Die Durbanite kan onder andere die naweek steun op talle Springboksterre. Die span glo dat hy die kuns geleer het om sukses te behaal in uitklopkragmetings. We used to play those tight games. Hopefully, we don't have to make it that tight. But yeah, we know, like I said, it's a quality side, and it's probably going to come down to discipline on the day. Who's got the better goal kicker, and yeah, it's going to be a very close game. Munster het 2 jaar gelede die VRK-toernooi gewen in 'n wegeindstryd. Die span het ook nie tuis voordeel gehad toe hy ontslaag geraak het van die magtige La Rochelle in die Kampioenebeker nie. We know Munster, I think 2 seasons ago, I think they played a semi away and a final away. I'm not sure if they played a quarter away as well. So they are used to playoff success and winning away from home in knockout games, which are the most important. Everything you've done before now doesn't really count. Na 'n ronde 14 nederlaag teen Leinster in Durban het die Haie 4 agtereenvolgende oorwinnings behaal, insluitend wegwedstryde teen Edinburgh en Ulster. Die Durbanse span het 3de geëindig op die punteleer wat hom die tuiskwarteind besorg het. En dis ongelukkig al wat vir ons tyd het. Dankie vir die saamkyk. Tot môre aan dan om 8:30. Lekker aan verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Die toestande vir vanaand mooi weer allangs die Weskus van die land en dan 'n 30% kans vir reën allangs die Ooskus van die land en 'n 60% kans in 'n gedeelte van die Oos-Kaap en dit is langs die kuslyn. En dan 'n matige sterk wind allangs die kuslyn van die land en dit is nou vir 'n matige sterk wind. Nou kyk ons na die temperature en dan ook die toestande vir môre. Oggendmiskolle langs die Ooskus van die land, sowel as die Weskus en 'n koue front wat al nader aan die Weskus dan beweeg en dan weer eens gaan dit winderig wees in die binneland sowel as die kuslyn van Suid-Afrika. En nou kyk ons na waarskuwings wat uitgereik is en dit is vir môre. Brandgevaar in 'n gedeelte van die Noord-Kaap, oor die Klein Karoo, 'n gedeelte van die Oos-Kaap en dan 'n baie sterk wind in 'n gedeelte van die Oos-Kaap, sowel as langs Kaapstad tot by die suidelike punt van Suid-Afrika, 'n baie sterk wind wat môre daar kan voorkom. Ons kyk na die temperature in Gauteng oornag in Johannesburg 2, later 17 vereniging se temperature 1 later 20 en dit is dan vir Gauteng. Nou beweeg ons na die noorde toe en dit sal warmer wees in Musina 13 oornag, 25 dan môre middag en Phalaborwa se maksimum is 27, Bella 7 later 21 grade Celsius. Nou in Mpumalanga 22 in Mbombela, oornag in Standerton 5 later 18 en die maksimum vir Mkondo 20 grade Celsius môre middag. Die volgende provinsie is KwaZulu-Natal vlak in die 20s hier langs die kuslyn, 23 vir Durban môre middag, Port Shepstone oornag 11 later 23, maar koud in Kokstad 3 later 19 daar. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap en dit sal warm wees in Gqeberha 32 sonnig oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie en Willowmore 8 later is 27 grade Celsius. Nou in die Wes-Kaap koud daar in Kaapstad 11 oornag, 17 môre middag en daar warmer hier oor die tuinroete Mosselbaai 27 en Riversdale 25 grade Celsius. Daar in die noorde vlak in die 20s en dit is die temperature dan vir môre. Nou in die Noord-Kaap 26 vir Appington, in Kimberley 23, daar ook 23, Sutherland oornag baie koud 2, later 21 môre middag. Nou terug in die binneland in die Vrystaat en dit sal koud wees in Bloemfontein oornag 1, later 20, so ook in Forest Smith, Wepener 1, later 18, Vicksburg 0, 17 gaan die maksimum daar wees, maar mooi weer oor die hele provinsie. Nou in Noordwes ook sonnig en mooi weer oor die hele provinsie, Ottosdal 4, later 20, Taung ook 4, later 22 en die maksimum vir Tosca is 24 en dit is dan vir môre middag. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.